Dag sê, my naam is Stefan Joubert. Wat 'n voorreg om 'n boek te kon skrywe, Die geheime van effektiewe gebed. Die rede? Wel, ek het agtergekom in my lewe en in baie mense se lewens het gebed so stereotyp geraak as wat kan kom. Mense is flou gebid, tradisievol gebid, moeg gebid, selfs aan die slaap gebid. En ons bid alles oop en toe, ete, sportbijeenkomste, maar die krag van gebed het soek geraak. Die hartklop van gebed lyk vir my is weg. Vandaar die boek om opnuut die vuur van gebed te ontdek. So wat is gebed? Wel, gebed het natuurlik baie kante. Maar die groot geheim is om weer die verwondering in gebed te ontdek. Om te ontdek, en dis miskien die groot klem van hierdie boek, dat gebed ten eerste oor God gaan, dat dit gaan oor 'n bidder wat weer klein, maar groot verwonderd is oor die groot God, dat gebed ten diepste hierdie regte plek inneem voor hierdie wonderlike God is, wat ons asem wegslaan, wie se skepping ons asem wegslaan, wie se redding ons asem wegslaan, om net saam met 'n Johannes daar in Openbaring 1 weer aan Jesus se voete neer te val, om net weer saam met 'n Thomas verwonderd uit te roep, my Here en my God, om net te beleef dat verwondering verwonding verdryf. Daarom wil hierdie boek ons begelei tot die essensie van gebed, soos wat die Bybel dit ken, en ons weer van vooraf verwonderd, sprakeloos laat oor God, om daardie geheim te ontdek. 'n Aantal stereotypes oor gebed word aangespreek, standaard stereotypes wat so 'n bietjie lig kry en wat ons maar kan laat gaan. Daar word ook bietjie ingezoom op Habakuk, die vergete gebedsboek van die Bybel, die boek wat amper van die meeste per boek in die Bybel oor gebed handel, oor hoe Habakuk ontdek het in sy eie gebedslewe, en kan ek dit in Engels sê, van God is nowhere, Habakuk 1, tot God is now here, Habakuk 2, tot God is everywhere, Habakuk 3. En jy sal weet, as jy nowhere skryf, kan jy dit ook deel, now here. Hang af hoe jy dit deel. Dit moes Habakuk doen in sy eie geloofsreis, van God is nowhere tot God is now here, tot God is everywhere. En die bevryding wat dit in sy lewe gebring het. Gebed is om met die lewende Here te praat. Gebed is nie om met 'n dooie muur te praat, om uit verpligting of gewoonte te bid nie. Gebed is om ons sprakeloos verwonderd voor God te laat lewe. En daarom hierdie boek, om so ver moontlik ons weer tot 'n nuwe vreugde in ons gebedslewe te begelei. Wat 'n voorreg om betrokke te kon wees met die skrywe van so 'n boek. Wat 'n voorreg om steeds hierdie soort gebed in te oefen en om saam hierdie reis saam met lesers te mag onderneem oor gebed wat effektief werk. Mag ons almal sommer so in die loop hierdie geheim van effektiewe gebed ontdek.